oor dit wat buite jou beheer is. God is taking care of it. God is taking care of it. Dis soos 'n kind, daar's die brood in die huisie. Die kind sal nie worry of daar. Hy kyk na sy ouers om te voorsien dat daar kos in die huis is. En dit is dieselfde opset wat die Here wil hê ons moet gebruik. As jy niks het nie, vertrou die Here. Vertrou die Here. Moenie worry oor wat buite jou beheer is. En wat die woord van die Here, wat buite ons beheer is, soek eers die koninkryk van die Here. Dit klink so maklik om te sê, maar dit is 'n geestelike beginsel, soek ons. En baie van ons verstaan nie dat as jy die Here in sy woord, sy belofte herinner, dan gaan hy dit doen. En soms wil die Here hê ons moet hom herinner aan sy belofte. Wat sê die woord? In elke situasie wat jy nakom, wat sê die woord? Aangaande dit. Wat sê die Here se woord aangaande dit? As 'n gebrek lê, wat sê die woord? In elke situasie wanneer dit kom, wat sê die woord van die Here? En as ons hom remind in sy woord, dan gaan die Here aantree. Ons moet hom aan sy woord. Daar's niks wat die Here reageer. Kan hoop het, my knieë blou op die sement, blou elke dag 24/7, kan ek die Here konstant bid. Maar as ek hier sy woord, aan sy woord, sy belofte aan sy woord, remind wat sy woord sê, dan sal ek bid en geen antwoord kry. So ons bid volgens sy wil, en sy wil is die woord van God. En sy wil is vandag, dat u nie moet bekommerd wees oor die dag van môre. Don't worry about tomorrow. He hold our future. Ons toekoms is in sy hande. So die Here bepaal ons toekoms. Kom ons vertrou die Here om ons toekoms vir ons uit te speel. Mag die Here ons seën vanaand, en dat ons van vanaand af begin minder wise. As ons gaan slaap, dan slaap ons rustig. Soete slaap. Ons worry nie, want die Here het alles in beheer. Ons worry nie. Dis die duiwel wat ons laat worry. Die duiwel gaan jou remind aan jou failures. Hy gaan jou remind, maar dit sal nooit gebeur nie. Dit, maar ons moet die Here herinner aan sy belofte. Die duiwel het by Jesus ook gekom en vir hom nog geprobeer oorreed. As hy net buig voor hom, I will give you the word. Maar die Here present die woord, wat sê die woord? Ons sal nie alleen van brood lewe, maar elke woord sy sal ons lewe. So mag die Here ons seën. Kinders van die Here, ons lewe in 'n tyd wanneer die challenge is so groot, of dit lyk groot, die mountain lyk of hy nie gaan move nie, en dat laat dit ons bekommerd, maar die woord van die Here sê, it's not by might, it's not by power, but by the Spirit. So the Spirit and the word
Spirit wat die woord in aksie is. So, dat die Gees van die Here die woord in ons laat opereer, sodat God sy lewe geskied. So geliefdes, mag die Here julle seën, en die Here sal aan alles sal die Here. Jy sien, daar is niks om die Here verantwoordelik te hou aan sy woord. En ons, as ons struggle, dan gaan ons nie na die Here toe. As ons struggle, dan praat ons teenoor ander mense, ons praat teenoor ons vriende, ons praat behalwe teenoor Jesus. Om te sê, Here, ek is 'n kind van U. Die antwoorde bly nog steeds by Jesus. Die antwoorde is nie by my, dis nie by jou broer nie, dis nie by jou suster nie. Vra die Here en jy sal die antwoord kry. En baie keer ons ken die antwoord, maar ons vat nog ons eie uitweg. Ons weet wat ons moet doen. Ons weet wat sê die woord, maar nog steeds dan sien ons of ons nie hierdie kan regkom. Ons vat ons eie uitweg, maar die Here se woord is ja en amen. Kom ons glo en kom ons vertrou op die Here. Niemand anders nie. Jou suster, jou broer gaan jou teleurstel, maar die Here sal jou nooit teleurstel. Nooit nie. En ons moet leer om ons vertroue op die Here te plas. Jou uitweg is in die Here. Jou uitweg is nie aan my nie, nie aan jou broer nie, nie aan die kerkie. Jou uitweg is in die Here. Amen. Dis waar jou uitweg is. Dis waar jou verlossing is. Moenie jou verlossing iewers anders soek nie, want hy is nie daar nie. Hy sal elke dag teleurgestel zijn. Want jou fokus is op die arm van vlees. Jou fokus moet op die Here wees. En jy sal nooit teleurgestel wees. Wandel in die lig. Wandel in die lig. Jy sal nooit teleurgestel wees nie. Moenie jou vertroue in 'n mens stel nie. Ons het almal gevoelens. Vandag voel ons is in die hemel. Môre as ons weer plat op die aarde. Môre oormôre, dan is ons weer in die middelklas. Ons is met die gevoelens te doen van mense. Jou aandag van die Heer, van die mens af. Aandag van die mens. En begin konsentreer op die Here. En as die Here tevrede is, in die skrif sê, as die Here tevrede is met jou, dan sal jy die guns van mense oorwees. Dis jou as die Here met jou tevrede is. Guns sal net kom van mense af. Die Here sal die guns op jou lewe so laat rus, dat mense net na jou toe kom en die seën van die Here, jy sal net besef dat die Here is met jou saam. Ons dien die Here en die guns sal ons volg. Die skrif sê nie ons sal die guns soek nie. Die skrif sê guns sal jou volg. Ons soek nie gunse nie. Ons soek nie blessings nie. Hulle volg. Hulle volg jou. Jy staan nie bakhand vir dit nie. As jou hart reg is, hy volg jou. Hy soek jou, dis wat die guns soek. Hy soek die hart wat reg is met die Here. Jy sal disappoint as jy sal elke keer, want jou hart is nie met die Here reg. Of jy dien hom nie opreg nie. Of jy dien hom, maar jou motief
jou motief is nie om die Here tevrede te stel. Ons almal het ons motief. Ek dien die Here dat hy my moet beskerm. Die een het 'n motief, ek dien die Here dat die Here my vir my moet deure oopmaak. Dis motiewe daar. Maar hoe lyk jou hart met die Here? Die Here sien die motief. Die mens, hy soek niks van my af. Hy is lief vir my. Daarom gee ek, toe koning Salomon, toe die Here hom vra, wat soek jy? Toe sê hy vir die Here, gee my wysheid. Is al, gee my wysheid. Hy het nie gesê, Here, ek soek geld nie. Gee my geld, my goed. Ek het dit nodig. Maar hy het iets nodig wat hy die land kan regeer. Hy wil mense tevrede stel. En soms as ons motiewe nie reg. Dis hoekom die Here nie deurkom. Ons voel ons sukkel, maar ons dien die Here. Jou motief is nie reg. Jou motief is nie reg. Ek kan vir die Here niks opstaan. As daar 'n dag of 'n oomblik waar jy gesê het, ek wil vir die Here dit doen. Ongeag wat, ek wil dit doen vir die Here. Ek doen dit nie vir mense nie, maar ek doen dit vir die Here. As jy uit die pad uit gaan vir die Here, dan gaan die Here uit die pad uit vir jou. He took care of you. As jy omgee vir God se werk en vir hom, dan maak die Here sy weë aan jou bekend. So geliefdes, die probleem lê nie by die Here. Ondersoek jouself. Slaan jou eie hand in jou boesem. En as jy hom uitgehaal het, dan kyk jy na jou hand. Dan vra jy, Here, hoekom is my hand malats? Hy kom van my af. Hy kom van my af. Hy kom nie van my broer of my susters. So geliefdes, dis soos die ou oordigter sê, jy sal verlore gaan, en dat is jou eie skuld. Ons mis, nie terwille van ander mense nie, terwille van my. Ek het fokus verloor. Fokus verloor. So, en wees dankbaar. Wees dankbaar. Ons weet waarvan en hoe lang kom ons met die Here. Daar's up en downs. En soms wil die Here ons weer of iets oopmaak. But the more we don't react to his word, as ons nie reageer op sy woord nie, alles bly net dieselfde. Until you make a move. Dit keer moet jy 'n bietjie jou voet vorentoe of skens of regs, sodat daar verandering moet kom. Maar if you stay the same, things will stay the same. Hoekom verwag jy verandering, terwyl jy dieselfde bly? Niks sal verander, totdat jy jou motief verander. So mag die Here ons seën, geliefdes. Ons weet vanaand, dat sy woord het gesê, ons moet ons nie bekommer oor dinge wat ons nie beheer oor het. Mag die Here ons wonderlik seën, in Jesus naam. Amen. Amen. Geliefdes, ons staan